Anton, daar is mense wat hulle hele ek kan nou nie sê hulle seker hulle bestaan nie, maar omtrent elke dag gaan dit ergens 'n rol speel dat hulle ander mense wil gelukkig maak. Nou, ek kan dink dat in sekere gevalle is dit 'n positiewe ding en dan in sekere gevalle is dit 'n negatiewe ding. Ons ken dit baie keer as 'n people pleaser. Dit is nogal moeilik om 'n Afrikaanse woord te kry vir people pleaser, want ek dink daar is soveel variasies waar mense optree op sekere maniere om ander mense voor hulle self te stel, ander se belange te dien, um take op hulle self te neem omdat hulle of skuldig voel as iemand anders dit nie kan doen nie, of wat hulle sukkel om nee te sê as iemand hulle vra om dinge te doen. Maar dis nie net in 'n werkplek of op 'n skoolterrein nie, maar dit is ook in verhoudings waar dit baie keer na vore kom, waar een persoon baie verantwoordelikheid op hulle self neem om dinge te doen ten goede van ander, um, maar dalk nie altyd bewus is hoe swaar kry hulle daaronder nie. Ek het al agtergekom dat ons kan in die samelewing kan ons baie maklik nou al die woorde sê ek is 'n people pleaser, so ignoreer my maar net. Ek sal alles vir jou doen. En jy weet selfs by 'n braai sal iemand opspring en sê ja, maar onthou ek is die people pleaser. Ek sal seker maak almal van julle is gelukkig. En dit het vir my so half 'n term geraak wat nou as 'n positiewe aanvaarde term gesien word en soos jy nou sê, in baie gevalle kan dit iemand se lewe heeltemal oorneem en hulle besef nie altyd die gevaar of nie gevaar nie, die negativiteit hiervan nie. Hoekom besef hulle dit nie of hoekom doen hulle dit? Lise, dit is 'n baie groot vraag want ek dink daar is soveel faktore wat 'n rol kan speel. En weer eens ek wil beklemtoon dit is gedrag wat mense toon deur ander mense belangriker te ag as hulle eie behoeftes of sekere opofferings te maak. En 'n groot deel daarvan, nie noodwendig alles nie, kom natuurlik waar jy vandaan kom. So as jy in 'n huis groot geword het waar daar baie konflik was, waar daar baie aaklige dinge is wat jy waargeneem het, trauma, dan was dit dalk die veiligste gewees om uit die moeilikheid te bly en net ja en amen te sê vir wat ook al gebeur. As jy sien jou pa kom by die huis en hy is moeilik, weet hy is kwaai, jy gaan dan nie vir hom sê wat is daai dik bek nou weer vanaand nie, weet wat? Want jy weet nie, dit gaan net 'n trigger vir hom wees en dan gaan daar waarskynlik klappe uitgedeel word of goed gaan rondgegooi word of so. Of as jy sien dat jou ma nou so ontsteld is oor iets wat gebeur is en sy is so angstig en jy kan haar nie kalmeer nie, dan gaan jy haar probeer paai, dan gaan jy haar probeer rustig maak en dalk vir haar gaan tee maak met ekstra suiker in of haar pantoffels vir haar bring of wat ook al die geval mag wees. En dan kom jy in hierdie gewoonte om die veilige opsie te volg deur seker te maak ander mense is okay. So eerstens jy vermy konflik, jy keer dat daar nie 'n groot argument uitbreek of dat daar 'n vorm van aggressie uitgeoefen word nie. Maar ek dink die ander deel daarvan ook as jy baie geboelie was op skool, as jy seer gekry het, as mense baie abusive teenoor jou opgetree het, of dit nou verbaal, fisies of selfs seksueel was. Weet dan is dit ook dat jy dalk eerder wil seker maak jy bly veilig deur nie moeilikheid te soek in jou oë nie. En dan wil jy eerder mense tevrede stel. Jy kyk dat jy dinge doen vir hulle of inval by hulle, al beteken dit dalk jy word deel van die groep wat ander mense seermaak of boelie. En ongelukkig kan dit dan 'n tendens ook word dat jy ook inval by ander gebruike waar mense dwelms gebruik of hulle self seermaak of wat ook al, want jy wil so graag deel wees van daai groep. So 'n deel weer eens konflikvermyding speel 'n groot rol, 'n behoefte aan aanvaarding om in te wees by 'n groep. So daar's daardie funksies wat daarmee saamgaan, maar ook die vrees vir verwerping dat jy het hierdie idee dat mense teen jou gaan draai. Hulle gaan uitvind dat jy nie so goed is in jou werk nie. Hulle dink jy is dalk 'n slegte ma of wat ook al en dan probeer jy oorkompenseer deur dinge te doen. En ek dink 'n groot deel daarvan gaan ook met 'n lae selfbeeld saam, dat jy baie min vertroue in jouself het. En dan is iemand dalk geneig om baie vinnig jammer te sê, weet jammer dat ek nou dit gedoen het of jammer ek het die deur so hard toegemaak of weet net om seker te maak hulle
is in die posisie waar iemand anders amper die mag het om hulle te vergewe, al het hulle niks verkeerd gedoen nie. En ek dink ook dan is daar hierdie vrees dat iemand kwaad gaan wees vir hulle, dat iemand ontstel het en hulle wil heeltyd check, maar jy's nie kwaad vir my nie, of is jy tevrede met wat ek gedoen het, en hierdie reassurance wat dan gesoek word. Kyk, van alles wat jy nou gesê het, kan ek verstaan die dwelmmisbruik of enigiets soos alkohol teen ook en sulke goed, dit's nou nie goed vir jou nie, dit kan ek verstaan, maar in die breër prentjie van gesprekke wat ons al gehad het hier op Wees, voel dit vir my om ander mense eerste te stel. Is dit regtig so erg? Ek bedoel, mag iemand nie maar aanhou daarmee nie, of hoekom moet 'n mens nou enigstens nou hierop let? Ek dink dit is 'n balansskaal waar jy ander mense se belange op jou hart dra, en dit is 'n baie goeie eienskap in baie opsigte, deur byvoorbeeld deel te neem aan 'n organisasie wat vir mense voedsel insamel, of as daar vloede was wat jy gaan help om sandsakke aan te dra om die water te keer, of as jy donasie gee vir 'n organisasie soos Meals on Wheels, of iemand wat die oseane beskerm, of wat ook al die geval mag wees. Dan dink ek, dan is dit dat jy dinge doen nie net ter wille van ander mense nie, maar dit kan ter wille van diere of die omgewing wees, of wat ook al belangrik vir jou is. En weer, ek dink dis wonderlik, ons het baie sulke mense nodig. Ek dink ook as jy verantwoordelikheid neem vir goeie werk. As jy by die werk sien iemand sukkel en jy neem die verantwoordelikheid om daardie persoon by te staan, of 'n ekstra uur in te werk om 'n projek klaar te maak, dit is wonderlik. Dit is ten bate van die organisasie, en jy kry dalk 'n goeie duime op van jou baas en so. Weereens baie goed, of vir jou kinders of familie of wie dit ook al mag wees, jou vriende, dat jy die ekstra myl stap, en daar is as mense deur 'n moeilike tyd gaan. Maar ek dink die probleem is as die ander kant van die skaal baie leeg begin raak. En dit is die dinge wat vir jou ook belangrik is. En dit kan enigiets wees soos jou tyd, jou energie, dinge wat jy geniet om te doen, of dit nou oefening is, of dit ander stokperdjies is, of dit tyd is met ander mense wat vir jou belangrik is, of dit net tyd vir jouself is. Maar as hierdie deel van die skaal begin leeg raak, dan is daar altyd die gevaar dat eerstens mense gaan so afhanklik van jou raak dat jy hierdie dinge doen, maar jy kom dit nie agter nie. Tweedens, dat jy jouself gaan uitbrand, want jy is altyd die een wat daai ekstra werk doen, ekstra tyd gee, nooit nee sê nie. En dan dink ek ook derdens, dit kan baie maklik lei tot probleme met angs, depressie ensovoorts. Maar ek dink die ander probleem is 'n mishandeling, alles daar dalk dwelmmisbruik wat plaasvind. Maar jy wil nie die persoon ontstel nie, so jy is dan maar deel van daardie persoon se lewe, en jy as persoon, jou identiteit smelt eintlik weg, dat jy meer deel raak van wat vir die ander persoon belangrik is, of wat vir die organisasie belangrik is. En ek dink wat my baie keer bekommer, is dat jy dan ook vervreem kan raak van mense, familie, vriende, ander mense wat vir jou belangrik is. Want hierdie persoon kan soveel mag oor jou uitoefen, omdat jy nie nee sê nie, omdat jy so bang is dat hy of sy jou gaan verwerp. Dis 'n deel van, ek dink, die samelewing wat ons almal mee sukkel om eintlik maar te aanvaar, en dit is dat almal van ons is geneig, indien daar iemand is wat alles vir jou gaan doen, gaan jy die persoon toelaat. Dit is eenvoudig so, en baie mense sal nou sê, ja, en daar is ook, maar baie mense sal sê, ja, maar mens misbruik dan iemand of so, maar ek bedoel, as iemand daar die hele tyd vir jou gaan koffie maak elke oggend, of jy nou vra of nie, ek bedoel, dis 'n wonderlike ding, mens gaan nie nee sê nie. En ja, in teorie is mens besig om iemand te misbruik. Maar ek verskriklik skuldig voel ek nou ewe skielik. Maar dit is maar hoe dit werk. En ek dink wat ons ook hier sê is dat as 'n mens so 'n verskriklike moed
iets vir ander mense doen nie, die vrees om nee te sê vir ander mense. Want ons praat so baie ook oor grense stel en jy weet jy mag nee sê en sulke goeters. Dat as mens so vrees het, voel dit vir my dat gaan vind uit hoekom. Ek bedoel, dis nou een ding om bewus te wees, maar gaan vind uit hoekom. Wel, die hoekom is belangrik en ek dink weer eens dit hang af van watter tipe, kom ons sê watter terapie jy is. Waar baie terapeute baie gaan fokus oor die hoekom. Weet dis dalk wat in jou kinderjare gebeur het, dis omdat jy op skool hierdie een onderwyser het jou so vreeslik uitgeskel die hele tyd. Jy het hierdie vrees gehad dat jy uit die koor geskop gaan word want jy glo jy sing nie so goed soos die ander kinders nie of jou liggaam het net anders te ontwikkel en daarom het baie mense grappies gemaak oor jou of jou geterg. Wat dit ook al mag wees. So daar's baie hoekoms wat deel kan wees daarvan en ek dink dit is 'n belangrike deel van 'n proses ook in terme van jou selfaanvaarding dat jy nie perfek is nie. Ek ook nie. Wie is? Maar dat jy as gevolg van hierdie bagasie wat jy saam met jou dra, nou leer om te oorleef daarmee. Ek weet coping meganismes aan te leer om seker te maak maar okay, weet hierdie dinge wat so sleg was in die verlede, ek wil net nie ander mense moet sien hoe groot my heupe is nie of ander mense moet nie sien dat ek eintlik baie langer vat om sekere take klaar te maak nie of weet jy wat ek oorkompenseer, so ek double check alles. Ek raak nou eintlik 'n perfeksionis in wat ek doen sodat ek nie foute maak nie. Want sê nou maar net ek maak 'n fout. Wat gaan dan gebeur? Gaan ek my werk verloor? Gaan ek nie my bonus kry die einde van die jaar nie? Gaan ek my man my los? Weet, gaan my kinders nou ewe skielik vir my sien as 'n slegte ma? En al die negatiewe konnotasies wat ons aan onsself dan koppel, raak so oorheersend dat ons dan kyk, okay, wat is se plan B? Okay, nee, wag. Ek doen nou alles vir my kinders. Weet jy wat, ek gaan nou 3 ure ekstra elke dag werk. En dit is nie noodwendig dat ons dit bewustelik doen nie. Ons doen dit baie keer onbewustelik. Maar dit beïnvloed dan ons eie welsyn ook. En ek dink dan nie net die hoekom nie, maar ek dink dan die ander deel is dit's nie net in teorie nie, dit is wat ons in praktyk doen. Dis een ding om vir iemand koffie te maak elke oggend. Dis iets anders as daai persoon baie kwaad raak die oggend wat jy nie koffie maak nie. Want dit skep hierdie verwagting. Waar's my koffie? Hoekom is ek nie beskuit vanoggend nie? Hoekom is die koffie so koud vanoggend? En o nee, ek is baie jammer liefie, ek het net ek was bietjie laat geslaap, so ek het dalk bietjie te veel melk ingegooi. En dan is dit heeltyd hierdie verskonings maak vir jou gedrag ook. En jy verloor iets van jouself. Nou weer eens om vir iemand elke oggend koffie te maak of om vir iemand by te staan as hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Dit is baie goeie kwaliteite. Maar ek dink as die verwagting daar is dat jy dit die heeltyd gaan doen en jy sê net ja daarvoor, dan skep dit hierdie idee van jy volg maar net na wat ander mense se behoeftes is. Of die idee dat jy eintlik so afhanklik is van ander mense se goedkeuring dat enigiets wat afkeurend vir jou mag wees, laat jou hele wêreld in mekaar stort. So dit maak dan ook dit vir jou moeilik om kritiek op anders te gee want dit is baie moeilik om kritiek te hoor. Dit maak dalk dat jy baie saamstem met ander se opinies, maar in jou hart weet jy dis nie regtig wat jy dink nie of wat jy glo nie. En ek dink weer eens wat jy gesê het van grense is baie belangrik. Dit maak dat jy sulke bros grense het wat enigiemand maar eintlik deur dit kan stap en jy sê net ja daarvoor. Maar die enigste persone wat daarby baat is die persone wat weet dat jy nie regtig grense het nie. Dat jy regtig sukkel met daai een woordjie. Nee. Want as jy nee sê, dan is die bekommernis daar, dit gaan negatiewe konsekwensies hê. Ek wil Anton tog nou praat jy oor die grense en mense wat dit dalk 'n bietjie misbruik en so nou dink ek aan die geliefdes wat dalk nou luister hierna en mense is van nature nie boos nie. Nou besef jy goed, my huweliksmaat of verhoudingsmaat of my beste vriendin of kollega by die werk is geneig om people pleasing te wees, om alles vir almal te doen. En nou sien ek dit raak en nou wil ek graag hierdie persoon help. Maar nou raak ek sommer angstig terwyl ek dit nou sê, want dan dink ek nou gaan iemand nou dalk gaan na die persoon en gaan sê jy hoef nou nie meer vir ons almal koffie te maak nie.
En dit alleen voel vir my gaan 'n gevaar wees, want jy gaan die persoon laat voel hulle word verwerp. So, indien iemand nou besef, hulle ken so iemand in hulle lewe, iemand wat belangrik is vir hulle, hoe sou hulle dit kon aanspreek met die persoon? Definitief nie op 'n aggressiewe manier nie. Kom ons begin daar. Want ek dink dat die persoon wat ander mense eerste stel is in baie gevalle so sensitief vir die moontlikheid van verwerping, vir die moontlikheid van kritiek. En selfs as jy vir hulle 'n kompliment gee, dan wil hulle nie die kompliment hê nie, want dis nie noodwendig dat hulle glo hulle verdien 'n kompliment nie, dat hulle eintlik nie so goed is nie, of dat hulle eintlik nie hard genoeg werk, of wat ook al die geval mag wees nie. So dis 'n baie sensitiewe area, en ek dink 'n belangrike deel is, weet, jy mag ook nee sê vir hierdie persoon as hulle vir jou nog 'n koffie aanbied of jy nog iets wil doen. So jou nee sê, en jy kan dit vir die persoon kommunikeer. Ek sê nie nee vir jou omdat ek nie jou hulp waardeer nie, maar weet jy wat, ek moet ook leer om hierdie werk self te doen, of weet jy wat, hier's ander mense met 2 hande en 2 voete en wat die vermoë het om koffie te maak. So dalk moet ons hulle ook 'n kans gee. Weet, dankie dat jy dit vir ons doen, maar ek dink nie jy as jou werk as die CEO van die company is ook dat jy die koffiemaker moet wees, om dit baie ligtelik te stel. Maar ek dink ongelukkig is dit dat sekere persone word nogal redelik gedomeineer of gemanipuleer en bevind hulle in die posisie, en daarom is dit nou half die verwagting, maar okay, jy is nou die sekretaresse, ons weet jy moet die notas neem by die vergadering, maar deel van jou job description is ook sommer die koffie te gaan maak en seker te maak almal het genoeg suiker of 'n stukkie 'n koekie daarmee saam, of wat ook al die geval mag wees. Ek dink om dit vir hierdie persoon te verduidelik, ook as jy 'n ouer is en vir hulle sê, maar joh, jy spandeer baie tyd regtig by ander mense se aktiwiteite. Weet jy spandeer baie tyd om hulle aan te moedig by die atletiek of by hulle balletoefeninge of wat ook al, en jy neem nie eens self deel nie, maar waarvan hou jy? En hulle mag sê, maar dit is my so lekker om hulle te cheer. Ek is net 'n cheerleader of wat ook al. En dis great, maar dit is ook daardie besef, maar een of ander tyd gaan hulle dalk aan met hulle lewens en jy bly die cheerleader. Vir wie gaan jy dan cheer? Wanneer gaan jy ook die cheerleader word vir jouself? En dit is 'n idee wat vir sommige mense baie moeilik is, dat hulle mag maar 'n cheerleader wees vir hulle self. En is ook nie noodwendig dat hierdie verandering in hulle gewoontes is om ander mense eers te stel of te please nie. Dis nie net iets wat oornag verander nie. Dit is iets wat gaan tyd vat. En ek dink dit is soms dat jy baie stelselmatig veranderinge maak in wat jy doen. Kom as jy iemand vra vir jou om iets te doen vir hulle, en dis dalk net om te sê, weet jy wat, gee my 2 ure. Ek moet net gou hierdie klaarmaak en dan sal ek kyk of ek julle kan help. En die persoon mag dalk baie ongelukkig wees en sê, maar jy doen dit altyd dadelik vir my, hoekom nou 2 ure? En jy sê, maar ek het net ander goedjies wat ek moet klaarmaak, maar 2 ure dan kom ek daarby uit. Of net om te sê, weet jy wat, laat ek net slaap vanaand daaroor en dan kan ek vir jou môre 'n antwoord gee. So net om daardie bietjie vir jouself tyd te gee om terug te staan en asem te haal en te besluit daaroor. Maar ek dink die ander deel daarvan ook is om vir jouself af te vra, hoe mag hierdie jou fisiese gesondheid, jou geestesgesondheid, jou emosionele welsyn, jou sosiale lewe benadeel as jy net die hele tyd daar is vir ander persone. Want dit is 'n vorm van stres wat jy ook kan ervaar. Veral as daar hierdie ding is van, okay, so ek moet net seker maak almal is gelukkig. Of die ander deel natuurlik wat baie nadelig is, wat dink mense van my? Wat gaan mense vir my dink as ek nou begin nee sê vir goed? Of wat gaan mense dink, weet jy wat, as ek nou 'n bietjie vroeër loop vandag en nie weer tot 7 uur werk nie, alhoewel daar niemand meer op kantoor is nie. Maar dit is hierdie vrees, en dan raak jy eintlik 'n gevangene van jou idee van wat ander mense verwag van jou. Ek wil amper as 'n tipe van 'n boodskap van hoop, wil ek vir jou wat 'n kliniese sielkundige is, ek dink baie mense wat hierdie tipe vrees vir verwerping ervaar, is bang om vir hulp te vra, juis omdat iemand mag dalk vir my lag, of iemand mag dalk, selfs 'n sielkundige kan vir my sê, ag nee, maar dis mos nou simpel om so te voel. Ek wil amper net vir mense gerus stel dat hoe gereeld sien jy mense wat nie noodwendig 'n people pleaser is nie, maar hierdie verskriklike vrees van verwerping, of voel hulle is nie goed genoeg nie? Gereeld.
Want ek dink dit kom in verskillende fases van jou lewe op verskillende maniere na vore ook. Ek dink as jy deur tye van verandering en aanpassings gaan, as jy van laerskool na hoërskool toe gaan of na skool begin werk of gaan studeer, as jy begin werk nadat jy dalk gestudeer het of van werk verander, as jy aftree en nou ewe skielik na aftree oor toe gaan en daar is nou ewe skielik 'n nuwe groep mense en die vraag is, gaan hulle hou van my? Gaan hulle dink ek is dalk 'n bietjie vreemd? Net nou vind hulle uit ek was dalk nie so goed in wat ek gedoen het nie. Hoe gaan ek maats maak? Weet, hoe gaan en natuurlik is dit 'n klomp onsekerhede en nie net vir een persoon nie, waarskynlik vir meeste mense wat deur hierdie veranderinge gaan. So ek dink dat daardie lewensfases het 'n groot impak. Ek dink sekere persone het hierdie patrone vroeg in hulle lewe al gevorm om seker te maak die veiligste opsie is probeer almal gelukkig hou. Nou dit is die onmoontlike opsie ook want jy kan nooit almal gelukkig hou nie. Sommige tye kan jy sommige mense gelukkig maak, ander tye kan jy meer mense gelukkig maak, maar jy gaan nooit almal gelukkig maak nie. En natuurlik gaan nooit daar 'n situasie wees waar almal van jou gaan hou nie. Dis onmoontlik, maar dis oukei. Want niemand van ons kry dit reg om so populêr te wees nie of as jy dit reg kry is daar altyd die vrees dalk wat hierdie persoon met hulle saamdra dat maar iewers te gaan iets verkeerd gaan of iewers te gaan iemand agterkom ek kan nie regtig sing nie of ek kan nie regtig soveel bestuur vermoëns uitoefen as wat ek op my CV gesê het ek kan nie. So dan het hulle hierdie imposter syndroom van eintlik voel dit vir my net as 'n beeld wat ek voorhou, maar hier agter dit is ek nogal baie bekommerd oor my vermoëns. En dan dink ek die ander deel wat daarmee saamgaan is natuurlik die impak van verhoudinge, dat iemand in 'n verhouding ingaan en hulle is so gelukkig want hierdie persoon hou van al die dinge wat hulle doen in 'n verhouding. Hulle laat die persoon help die persoon in die oggend om in die gang te kom en seker te maak alles is in reg en weet dit is hierdie persoon gee vir hulle soveel goeie terugvoer en is net wonderlik. Maar iewers te begin dinge dan verander en alhoewel hulle nog steeds hierdie dinge doen, kry hulle nie meer so 'n goeie terugvoer nie. Of begin hierdie persoon aggressief raak. Of jy kom agter maar hier's iemand anderste in hierdie persoon se lewe. Jy is nie nou nie meer nommer 1 nie. Jy het nou eintlik, ek gaan regtig die woord slaaf gebruik, 'n slaaf geword wat hierdie persoon so ondersteun, amper so kruipend weet dinge doen wat vir die ander persoon belangrik is, dat jy iets van jouself verloor in daardie proses. En ek dink dis 'n baie hartseer situasie in verhoudinge en dit kan in vriendskappe ook gebeur, dit kan in werksituasies ook gebeur, nie net in families nie. Of jy kom ook agter jou ouers raak nou op 'n punt waar hulle hulp nodig het. Maar jy is dan nie meer lus om hulle te help nie, want jy kom agter maar jy moes nog altyd ingeval het by wat hulle graag wou gehad het. En nou is jy 'n bietjie gatvol en uitgebrand om nog steeds te doen wat hulle nou regtig nodig het. Want alles moes nog altyd gebeur volgens wat pa wou gehad het of wat hulle kon betaal vir jou en jy het nog nooit regtig gesê in jou eie lewe gehad nie. En nou kom jy 'n punt wat jy jou rug wil draai en sê nee, maar ek het nou nodig om my eie pad te stap en ek is nou maar jammer, julle moet nou maar sien kom klaar. Maar ek wil nou weet Anton, as iemand nou besluit dat hulle wil graag hierdie tipe van grense aanleer, maak saak wat die geskiedenis was of hoe lank hulle nou al so is dat hulle mense so voor hulle self stel nie. Is dit moontlik om te verander? Is dit moontlik om 'n vaardigheid aan te leer, maak nie saak hoe oud 'n mens is, om grense te kan instel en beter verhoudings te kan opbou of gesonder, meer gebalanseerde verhoudings te kan opbou? Is dit nog moontlik? Dit is moontlik. Ek dink dit is belangrik om ook dan net realistiese doelwitte te stel waar jy wil begin. Weet jy kan nie nou van een uiterste na heeltemal die ander uiterste toe gaan nie want dit is onmoontlik. Maar ek dink 'n deel van dit wat grense betref is om grense te stel oor jou eie tyd. Grense te stel vir wat vir jou belangrik is. Wat dit ook al mag wees, of dit net is om te sit en boek lees, of dit iets is wat jy langs die see wil gaan stap, of dit iets is wat jy iewers te dalk net in die natuur wil iewers heen ry, net tyd maak om net op jou eie te wees. Asem te haal, te gaan begin yoga doen of iewers te weet watter
aktiwiteit vir jou belangrik is om by 'n naaldwerkgroep aan te sluit of weer tyd te maak wat jy by mense uitkom wat ook goed is vir jou. Weet ek weet nie of daar 'n people pleaser support groep is nie. Dit gaan waarskynlik 'n baie lekker groep wees om te wees want almal gaan alles wil doen vir mekaar, maar iewerste is dit nodig om ook te kyk wat gaan vir jou die beste wees en vir jouself, ek wil amper sê 'n hokkie maak, 'n grens stel in terme van maar hierdie in my dagboek is Lise tyd. Hierdie is tyd wat ek as Jan dit gaan doen. En dit is belangrik weer eens om vir jouself te sê, net om vir jouself in jou dagboek tyd te maak vir jouself is okay. Want ek dink baie persone voel baie skuldig as hulle tyd maak vir hulle self, want nou stel hulle self eerste, hulle is mos nou selfsugtig. Dit gaan nie oor selfsugtigheid nie, dit gaan om selfverantwoordelikheid vir jou eie welsyn. Ek dink die tweede ding is om net die woord nee te oefen, net om jouself te sê nee. Nee, 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 nee. Oefen dit. Al is dit baie moeilik om dit vir ander mense te sê, maar ek dink net om die woord te sê nee, dit is fyn. Ek bedoel jy gaan nie toelaat dat jou deur in die nag oop staan dat enigiemand kan instap nie. Jy gaan jou gordyne dalk toemaak want jy wil nie hê dat mense met in jou huis inkyk nie. So dis grense wat jy stel vir jou eie privaatheid en welsyn. En net om dieselfde idee te gebruik, soms moet jy gordyne toemaak of jou kantoordeur toemaak, net om te sê ek het net nodig om 'n bietjie afstand te kry, dat ek net kan fokus op ander dinge wat my belangrik is. En ek dink die derde ding wat ons al genoem het is om ook net te kyk waar jy dalk deelneem aan aktiwiteite wat of sleg vir ander mense is, omdat jy so deel wil wees van 'n groep dat jy dalk ook 'n boelie word, of aktiwiteite wat sleg is vir jou, want jy misbruik dalk nou medikasie of drank omdat jy so angstig is as jy voel dat almal nie tevrede is met jou nie. Of jy mag dalk vir jouself so isoleer omdat jy bang is dat ander mense jou gaan kritiseer of dat jou eggenoot gaan kwaad of aggressief raak, dat jy nie meer koneksies het met ander mense nie. En ek dink dit is om daardie herstel van verhoudinge met ander mense te oorweeg buite die spasies waar jy die een is wat baie hulp verleen aan ander mense. Die tyd het ons ingehaal. So mense, as enige iemand vra het oor, jy kan 'n e-pos stuur. Dit's lise@wieisek.co.za. Ek sê dankie vir Anton Bemer, hy's 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede sal beskikbaar wees saam met hierdie video. Deel asseblief die gesprek want ek dink baie keer mense wat ander mense so eerste stel, soek nie vir hulp nie en hulle besef nie altyd waar hulle hulp kan kry nie. So sal waardeer as julle die gesprek kan deel. Almal van julle moet 'n heerlike dag verder hê en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.